Goeienaand almal. Ek het 'n baie mooi storie om te vertel. Maar kom ek speel vir julle eers 'n stukkie. Net so 'n stukkie van 'n stukkie. En ek speel baie spesifiek hierdie opening. En ek speel dit vir my juffrou Hanlie. Nou wonder julle seker wie's my juffrou Hanlie. Ek verwys na juffrou Hanlie Botha, die mevrou wat vir my in my laaste 2 jaar in Hoërskool Dirkie Uys musiek gegee het, in standaard 9 en standaard 10. Nou, ek het in die vorige aflewering, die einde van die vorige aflewering het ek gesê, 3 baksteentjies hoog, en dinamiet kom in klein pakkies. Nou, dit is my juffrou Hanlie. Mense, wat 'n formidabele vrou, hoor. Ek sal nooit vergeet nie, toe ek haar nou vir die eerste keer ontmoet, was vir my nogal baie snaaks, want ek het bo oor haar gekyk, en in elk geval, maar ons het baie vinnig, het ons geklik, maar daar's een ding van juffrou Hanlie, wat ek nooit sal vergeet nie, sy was absoluut onverstoorbaar, en sy het nie 'n nee vir 'n antwoord gevat nie. Sy het besluit, jy sal 'n sekere stuk speel, maar sy was slim geweest. Sy sal byvoorbeeld vir jou sê, okay, goed, miskien moet jy kyk na hierdie stuk en na hierdie stuk, maar albei is ewe moeilik. En ja, so, jy gaan nie wegkom nie. So, 'n moeilike stuk gaan jy speel, en ek sal nooit vergeet nie, in my matriekjaar, die opening wat ek nou vir u gespeel het, probeer speel het, Debussy se Arabesk, ek sal nooit vergeet nie, toe besluit sy, maar dit is nou die stuk wat ek gaan speel, en ek sien net note, en ek sien is triole, en ek dink met myself, hoe die hel moet ek dit gedoen kry? En ek het probeer back off, en ek gesê, maar ek hou nie van Debussy nie, en ek hou nie van sy musiek nie. Maar in die meantime, wat eintlik gebeur het is, daai juffrou van my het net vasgestaan, jy gaan hierdie stuk speel, dit is 'n goeie standaard stuk, en die mense sal jy goed kan beoordeel daarop, maar wat sy eintlik gedoen het, en ek weet nie of sy regtig dit bedoel het nie, maar dit was my heel eerste Debussy stuk wat ek gespeel het, en dit was die begin van 'n lewenslange liefde vir die musiek van Claude Debussy. Ek het daarna baie van sy musiek gespeel. Nou nog ook op my ou dag vir myself van sy stukke aangeleer, en ook al uitgevoer op so konsertjies. Maar in elk geval kom ek vir julle een en ander vertel van juffrou Botha. Sy was 'n Nooit Kotse van Darling se wêreld. En sy was getroud met oom Wallis, of is getroud met oom Wallis Botha. Hy was weer 'n man daarso van Tulbagh. En teen die tyd wat ek op Moreesburg aangeland het, was sy onderwyseres by die hoërskool, en haar man was by die bank, hy was in die bankwese. En ek sal nooit vergeet dat hoe sy op 'n sagte manier, en as ek sê sagte manier, dan bedoel ek jy op 'n sagte manier met 'n mens gehandel het. Maar daar was 'n bietjie van 'n staal in die sagtheid, want sy het 'n manier gehad om jou te dryf.
sy het nooit haar stem verhef nie, maar as sy kwaad geraak het, en ek wil nie die woord kwaad gebruik, maar dit was nie regtig kwaad nie, maar dan het die sinnetjies korter geraak. So, jy sal daai stuk speel, jy sal daai oefening doen, hier is jou huiswerk, in elk geval. En wat ek ook van juffrou Hanlie onthou is dat sy was my eerste orgelonderwyseres en sy was orgelis in die kerk gewees. En mense, 'n ongelooflike vaardige orgelis, en ek sal nooit vergeet nie, dan speel sy variasie op variasie en daai vingertjies van haar dartel. Sy het so klein kort handjies, klein kort vingertjies, maar ouma, hulle vat niks verkeerd nie. En ek was altyd so absoluut gefascineer deur die musiek wat sy gespeel het, want ek het dit nie voorheen gehoor nie. Daar waar ek vandaan gekom het, uit Buffalo West, was koraals, musiek, komposisies, dit was nie gespeel nie, maar juffrou Hanlie het die regte musiek gespeel vir die erediens. En natuurlik nou die 3 manuaal orgel daar in Moreesburg se kerk wat my geweldig beïndruk het. Maar eintlik was dit eintlik 'n eenheidsorgel wat die boonste en die onderste manuaal het presies dieselfde pypreekste gebruik, behalwe natuurlik die middelste manuaal wat die groot was. Maar ek het gedink is 'n massiewe orgel. En dan sit die klein mensie voor daai groote speeltafel. En in elk geval, maar een Sondag het dit nou nie heeltemal so goed gegaan nie. En in elk geval, maar ek kan net vir julle beloof, was net die een Sondag. En ek het toe die volgende dag toe ek vir juffrou gesê, maar ek dink sy moet beter voorberei wees, want ek kom agter, sy het nie geoefen nie. Juffrou Botha was so tykende bek gewees oor hierdie voorwaartse kind wat nou pas omtrent in die skool aangekom het. Ek dink ek was skaars 'n kwartaal of 2 dae en ek het wragtig die guts om dit vir haar te sê. Maar in elk geval, daarna het dit goed gegaan, lyk vir my. My raps oor haar vingers het gewerk. Juffrou het daarna weer geoefen en mooi gespeel. Maar in elk geval, en is op 'n stadium met sy swanger geraak, haar oudste enetjie is gebore en ek was die kinderoppaster gewees, die au pair. En ek onthou, en dan het sy vir my gesê, okay goed, ek sal hom aan die slaap sit, jy hoef niks te doen nie. Jy kan klavier speel, daar's baie orgelplate, jy kan luister. Ek het orgelmusiek geluister, daai volume knop hard gesit. En ek het my graad 8 in my matriek aan my graad 8 musiek geoefen. Daai kind het deurgeslaap. Ek dink ek kan onthou van al die kere wat ek opgepas het, dink ek het hy een keer en toe was dit 'n vuildoek. Maar gelukkig het ek nou 'n boetie en 'n sussie ook gehad, so ek ken van vuildoeke omruil, so ek het die ou doekie omgeruil en die melkies gegee daarna, soos wat juffrou vir my gewys het. Maar in elk geval, ja, dit is van die aangename herinneringe wat ek het. Natuurlik het julle nou al die klein kort aflewering uit 'n knipsel wat ek gehad het, maar wat ek nie my kamera het so 'n bietjie ingegee, gestop en nou ja, maar ek kon die knipsel gebruik van Susan wat die Wedding Day at Tolderhagen gespeel het. Maar in elk geval, dit sluit ook aan by, dis juffrou Hanlie wat dit afgerig het. Maar in elk geval, ek onthou die een geleentheid wat juffrou Hanlie die musiekkinders het ons gegaan na die Kaapse Sinfonieorkes gaan luister in die Kaapse Stadsaal. En ons is toe nou met daai einste kombi met die dubbeldeure wat so oopswaai, is ons toe nou Kaap toe. En nou deur die jare was die pad was maar hobbelrig, ons het so ons het onsself wakker geskit die tyd wat ons by Nikomeland gekom het, Nikomeland Theater. In elk geval, en ek sal nie by Nikomeland, by die Stadsaal, ek sal nooit vergeet nie. Dit het 'n ongelooflike indruk op my gelaat. En Lammer Krausen, daai baie bekende dosent by UCT, het die Dodendans van Liszt vir klavier en orkes gespeel.
Dit was 'n formidabele werk. Wel, in elk geval, miskien nou nie van Liszt se beste nie, maar dit is so 'n formidabele pianis en so uitstaande orkes, so dit het die werk het net fantasties en opwindend geklink. En toe die 1812 ouverture natuurlik, en daar was van die verskillende Kaapse skole se brassbands het deel gehad daaraan. So dit was regtig 'n besondere geleentheid en juffrou het moeite gedoen. Sy het ons gevat na die goeders, sodat ons kan gaan kyk en natuurlik nou so assistent Fitz ook gaan deelneem en so aan. En maar in elk geval, so het ek toe nou begin voorberei vir die graad 8 eksamen. Ek was doodbang vir die graad 8 eksamen, want ja, ek onthou nog meneer Christie Du Plessis, my onderwyser in die laerskool, wat my vertel het hoe bang hy was vir die, nou ja, ek ook nou sommer bang vir die graad 8 eksamen. Maar ons is daar deur, juffrou Botha het verskriklik hard gewerk met my. Het moeite gedoen, ek het extra lesse gekry en so aan. Maar ek sou nooit vergeet, ek was toe skaars toe nou die eerste kwartaal daar by haar en nou weet, gaan dit mos nou waar, nou is jy half nuuskierig oor hierdie mens wat nou vir jou les gee. En ek onthou ons het begin praat oor klavier en toe vra ek vir haar of sy 'n vleuelklavier het. Nee, sê sy, sy het nie 'n vleuelklavier nie, maar daar's 'n vleuelklavier in die kerksaal. Ek sê, juffrou, ek wil so graag op 'n vleuelklavier speel. Ek het nog in my hele lewe nog nooit op 'n vleuelklavier speel nie. Sy sê, maar is die maklikste ding in die wêreld. Sy reël toe 'n les vir my. En daarna het ek op reëlmaat gaan oefen in die kerk en soms ook 'n lesse daar gekry, want ek het my matriek eindeksamen het ek daar gespeel. En ook my graad 8 eksamen op die Bessendorfer, nie sommer so 'n klavier nie hoor, op die Bessendorfer van die kerksaal. In elk geval, en ek onthou, dit was my 'n ongelooflike ervaring, want ek het by myself, okay, nou weet ek hoe voel dit om 'n konsert hoe dit voel om 'n konsertpianis te wees, want jy speel op 'n klavier en daai deksel met sy kurwe wat so oopgeslaan het. Mense, dit was my van die mooiste prentjies wat ek in my lewe gesien het. Tot vandag toe is 'n vleuelklavier, as jy hom oopslaan en hy staan so en dit is so 'n vleiende en wil ek op sê, so 'n pragtige prentjie, die kurwe, nee, van wat die deksel maak as hy opgeslaan is. Maar in elk geval, en ek onthou, ek kon omtrent nie asemhaal. Dit was my regtig ervaring geweest en dit was moeiteloos geweest wat sy my gou gesê nie, wat ons gaan nog lessies gekry daar, ek het baie gelief. In elk geval, maar so kom die eindeksamen toe nou nader, matriek eindeksamen, en ek sal nooit vergeet, die juffrou was swanger geweest, en intussen het Marianne Wiem, mevrou Marianne Wiem, haar man was predikant op Korenberg, sy kom toe nou 'n bietjie aflos in die 3 maande, maar so stap die tyd toe nou aan, ook 'n liewe mens geweest. Maar in elk geval, en so kom juffrou Botha terug, en ons werk hard, en graad 8, beskuif speel toe nou die graad 8 eksamen, en dink so aan die einde van Augustus. In elk geval, man, en die eksamen verby, en ons gaan nou aan, ons oefen nou maar weer, want die musiekstukke moet ook gebruik word vir die eindeksamen. Eendag, hier kom juffrou Botha, spierwit om die kiewe aan, sy sê, sy het 'n verskriklike ding oorgekom. Ek sê, juffrou, wat? Sy sê, ek wil nou nie geskok wees nie, maar ons sal dit kan oorkom, dit is nie 'n probleem nie. Sy sê, maar sy het in die syllabus gekyk, en in die syllabus staan, dat ek moet x aantal stukke speel, 'n sonate, die ouens, vir die jare was die standaarde hoog hoor, dit was te hoog, ek het moes 'n volledige sonate speel, moes 'n volledige prelude en fugas speel, dan kon jy in 1 beweging werk speel, in elk geval, maar daar moes 'n studie by wees. En nou, eers dink ek, ag nee, hel, wie wil nou studies speel? Nee, sê juffrou, daar is baie mooi studies, en ek moet 'n Chopin studie speel.
Maar daar is die een wat sy toe nou dink ek behoort te speel, is die een in Opus 10 nommer, ek weet nie wat ek maar in F media. Tadam, tadam, tadidadidida, daai enetjie. In elk geval, mense. En toe ek nou die musiek sien, toe sê ek, my God, wat dink die vrou? Ek sal dit musiek kan doen, dit speel oor 'n maand moet die eksamen gespeel word. Ek is in 'n toestand en die juffrou is in 'n toestand waar sy sê ons gaan die ding doen. In elk geval, ek het toen haar boek daar weg, mense, en ek het begin oefen. En daai linkerhand maak die snaakste strekke op 'n stadium. In elk geval. En Chopin se Etudes is nou op sy beste ook nou nie van die maklikste musiek nie, maar daai een in F mineur is van die maklikste van die moeilikes. In elk geval. Pypie. Ag, so het ons toe nou die Chopin etude aangepak, my byna vrek gewerk, maar hy het shape gekry, hy het geleidelik en hy vorm aanneem, en binne 'n maand, tussen die eksamentyd, toe speel ek daai ding uit die kop uit, en ek speel vir hom, so na as moontlik as wat ek hom aan perfek kon kry. Nou moet ek eerlik sê, ek was 'n harde werker, so mettertyd danksy my vorige onderwyseresse, en wat nou 'n soort van al die dissipline daar geset het, en ek was verskriklik mal oor juffrou Botha, so ek wou ook goed doen vir haar. En ek onthou sy het vir my gesê, sy het nooit 'n kandidaat gehad wat graad 8 gespeel het nie. Was my nogal interessant. Sy self het so 'n formidabele pianiste, ek maak nie 'n fout nie. Maar in elk geval, en toe pak ons nou die studie aan, sy sê nog van nou los is al die ander goed net een kant, nou is net die studie, sy sal vir my sê wanneer ek die ander stukke weer moet bytrek. Maar ek het dit so goed geken, dit kon so 'n bietjie rus. In elk geval, so kom die eksamen, en ek het in my sonate gespeel, en die prelude en figa, en Debussy se Arabesk, dit is die stuk wat ek mee geopen het, waar ek, ja, dis daai ding het my ingelei in die musiek van Debussy, en natuurlik toe ook die etude van Chopin gespeel, mense, ek het in my lewe nog nooit so bang gewees vir 'n eksamen nie, en vir een enkele musiekstuk, maar hoor jy, ek looi vir hom, ek sit vir hom daar neer. In elk geval, en ek het gevoel, ek het goed gespeel. Skus. Die eksamen het goed verloop. En danksy juffrou Botha het ek, wat ook baie hard met my gewerk het, was ek die topkandidaat in Kaapland gewees vir musiek standaardgraad. Nou ja, toe Kaapland het toe nou nog ingesluit, dit was nou Oos-Kaap, Wes-Kaap, Noord-Kaap, dit was alles een provinsie gewees. En so daar was daar sekerlik 'n paar kindertjies wat musiek standaard graad gedoen het, maar ek het in die Kaap provinsie die hoogste punte gehad. Ek was baie trots op myself, ek moet eerlik sê, want ek het nie gedink dat sulke klein suksessies wat eintlik, nee, ek wil nie sê klein suksessie, maar is vir my 'n groot ding gewees. En ek het al nog juffrou vir my gesê hoe bly sy was, en dit is alles die harde werk. Maar in elk geval, maar toe kom sy ook, eendag toe kom sy, vertel sy vir my, dis net voor ek so nou heeltemal klaar gemaak het. Die inspekteur, musiekinspekteur, hy was die beoordelaar by ons eindeksamen, hy het dit kom afneem. En hy het vir haar gesê, hy het nog nooit in al die jare wat hy kinders eksamineer, en dit sluit ook die skole in die stad in, het hy 'n kind, 'n matriekkind, in Chopin etude sien speel afhandel met soveel groot sukses en so perfek, soos daai performance wat ek opgesit het. Dit is my 'n wonderlike ervaring, om hierdie goedes te hoor, terwyl ek as ek iets in ag neem, dat ek op 'n stadium van my lewe akademies baie gesukkel het, was 'n sukkelaar. En ja, toe in die matriek, toe kry ek hierdie wonderlike komplimente, dit het vir my iets beteken.
En dit laat my dink, 'n mens moet komplimenteer. Gee mense komplimente wanneer hulle dit verdien. Moenie komplimente gee net omdat jy sommer net iets wil sê nie. Jy moet weet waarvan jy praat. Want mense wil op jou reken. Ek wil weet as jy vir my 'n kompliment gee, dat ek weet, jy weet waarvan jy praat. Verstaan? So mense moet nie altyd komplimente weerhou nie. Gee die kompliment wanneer iemand dit verdien. Dit het vir my baie beteken. Maar in elk geval, maar daar is nou 'n ander dingetjie wat ek wil vertel. En juffrou, nou doen ons die gehooroefeninge. En ek het geglo ek kan nie sing nie. So ek het my gehooroefeninge gefluit. Maar ag herde, dit was nou vir jou 'n treurmare. Ek het my dood gesukkel om op noot te fluit. En ek sal nooit vergeet die 2 weke voor die eindeksamen. Toe staan sy so eendag langs my. Sy sê vir my, ek kan nou net vir jou een ding sê. Jy gaan jou gehooroefeninge sing. Jy fluit hopeloos, jy's nie op die noot nie, dit werk nie. Jy gaan punte verloor. In elk geval. Sy het my gedwing om te sing, want het geklink soos 'n kraai, maar die kraai was op noot. En ja, ek het dit gedoen, maar dit is vir my net ongelooflik hoe sy net eenvoudig gesê, dit sal so wees, en klaar. Dis hoekom ek sê, dinamiet, in klein pakkies, Juffrou Botha. In elk geval, so, en ek weet, ek het altyd so gedink, mense kan so speel soos sy. Sy was 'n baie netjiese pianiste, baie korrek gespeel, baie gedetail. Jy weet, dit is nie maklik moed opgegee nie, en ook nie maklik vir jou laat goed voel nie. Jy moet, dinge moet reg wees. Dit is nie reg nie, hier is nie, kom, doen dit so, en nou moet jy gaan en nou sorg dat jy dit môre moet dit nou reg wees. So, jy was baie regheid gewees. Maar ek onthou, eendag toe kom ek in die musiekkamer in. Toe sy besig om 'n stuk musiek te speel. Nomenreichen van Liszt. En hoorie, dit is 'n virtuose stuk. Dit is ongelooflik moeilik. Maar met daai klein handjies looi sy daai klavier. En ek onthou, dit is die eerste keer wat ek nou die stuk gehoor het, en dit het 'n geweldige indruk gemaak. Maar soos sy sê, as die mense vir haar vra sy met iets speel, sy sê, dan speel sy altyd dit, soos sy kan daai een stuk kan sy speel. Maar ek dink sy het vir my gejok, sy kan 'n paar ander stukke dalk ook gespeel het. Maar sy was 'n baie goeie pianis. En dit help as 'n mens, as jou dosent, jou onderwyser kan speel, en vir jou kan demonstreer wat verwag word. Ek weet wonderparty daar, hoe gee mens klas, as jy nie self die stukke kan speel, en jy is nie self vaardig nie, en jy probeer mense musieklesse gee. Want dit is, julle is daar sulke mense, hoor, maak nie 'n fout nie. So ek weet nie hoe ontsluit jy 'n kind se volle potensiaal, as jy nie self 'n voorbeeld is van 'n musiekus nie. Jy nie net 'n onderwyser musiekonderwyser, jy moet 'n musiekus wees. Want jy moet iets verstaan van uitvoering. Jou kind moet jy leer om te perform, uit te voer. En al is dit dan vir eksamens. So ja, ek was eintlik baie gelukkig as ek nou in retrospek sien in my hoërskool jare. Juffrou Botchet wat 'n baie goeie pianiste was. Daar was mevrou Ria van die Heever, wat ek ook vir 1 jaar gehad het, en natuurlik die laaste 2 jaar Juffrou Botha. Almal uitstaande pianiste, goed opgeleid, geweet wat hulle wil hê, hard gewerk om iets uit 'n mens uit te haal. En ek sal nooit vergeet, daai Chopin etude het ook 'n lewenslange liefdesverhouding met die musiek van Chopin aan die gang gesit.
van toe af het ek elke eksamen wat ek op varsity gespeel het ek altyd Debussy, altyd Chopin gespeel. My twee geliefde komponiste, nou nog, vandag nog, baie lief vir Debussy en Chopin. Maar dit is dankzij juffrou Botha. So sy het my daai liefde ontsluit. En ek sal nooit vergeet en toe nou uiteindelik met matriek klaarmaak en al die accolades wat die mens nou maar gehoor het en so aan, toe het my pa vir my gesê, ons moet vir juffrou 'n persent koop. Nou moet ek eerlik sê, ek wonder party daar, vir hoeveel mense het ek oorgesien en nooit dankie gesê nie, vir dinge wat hulle vir 'n mens gedoen het, want jy weet, ek was so 'n die-mekaar kind gewees, ek het altyd so half bietjie op my eie wolk gewees. Maar my pa het onthou en hy het gesê, luister, jy moet vir juffrou gaan sê, ons wil vir haar iets gee, wat wil sy hê? En wil sy 'n plaat hê, of in elk geval. En so het ek toe nou gegaan, en vir juffrou gesê, juffrou, ek wil verskriklik gaaf vir juffrou 'n persent gee, van wat 'n musiek hou juffrou. En, man, dit is soos jy trek net so die zip oop, toe kom die antwoord. Toe sê sy net, sy wil die Doemkie Trio van Dvorak hê. Nou ja, daar het ek toe nou Dvorak se musiek ook leer ken, as gevolg van daai naam, het ek daarna by die van Dvorak se musiek ook vir my gekyk. Onder andere die Doemkie Trio, presies dieselfde plaat, so 'n paar jaar later, dieselfde plaat ook vir my gaan koop in Pretoria. Maar in elk geval, so ek wonder of juffrou Hanlie nog die Doemkie Trio plaat het. Ja, in elk geval, so dit is nou van juffrou Hanlie. En ek is in haar innig dank verskuldig vir die input wat sy in my lewe gebring het. Daai twee komponiste wat sy voorgestel het aan my, Debussy en Chopin. En ja, ons het nou nog kontak, wonderlike mens. Ek wens ek kan haar weer sien. Jy weet, as 'n mens so Kaap toe gaan, dan gaan jy maar na jou ouers toe. Maar as ek nou hierdie keer Kaap toe gaan ek 'n bietjie moeite doen om rond te ry en daar van my mense te gaan ontmoet weer na jare. Een van hulle is juffrou Hanlie Botha. 3 baksteentjies hoog, dinamiet kom in klein pakkies. Kyk, sy het nie gestuit vir enige duiwel wat in haar pad kom nie. Jy sal dit doen, jy gaan leer, jy gaan oefen. Dis wat ek van jou verwag. Dit is my juffrou Hanlie. Nou ja, vriende, nou gaan ek eers weer my pypie stop, want lyk vir my pratery en my rokery werk nou nie vanaf weer lekker. Maar in elk geval, as jy 'n snaakse storie wil hoor, dan nooi ek julle uit, gaan een aflewering terug, uit my twaksak 10, en daar is ook 'n verhaal in waarin juffrou Hanlie figureer, en wat skreeu snaaks was. Maar in elk geval, ek hoop julle geniet daardie enetjie ook. Dit is die Wedding Day at Trollhagen with a twist. Nou ja, ek moet seker nog kom baie sê vir julle nag sê, en by koppie boeretroos voor slapelstyd. En julle moet self lekker slaap. Tot ziens.